Vriende, ons is nou by 'n element in die erediens waar ons kyk na God se voorskrifte. Ek het met die Gerard gepraat, toe vra ek vir hom, wat is die gemeente aangewoon? Doen julle Exodus 20, doen julle Matteus 5, doen julle Deuteronomium 6 met die wet? Toe sê hy is so bang, en hy het dit met u gekommunikeer al, so u sal dit ken, hy is so bang dat dit raak 'n gewoonte, so julle doen nie elke dag, elke Sondag die wet nie, julle doen nie elke Sondag Exodus 20 nie, en ek stem met hom saam. Dis so sing kan so sommer net 'n gewoonte raak, en die wet in die kerk kan so 'n gewoonte raak. U ken dit, u ken die 10 gebooie, u ken die samevatting in Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jou naaste lief hê soos jouself. Okay, so ons settle nou vir dit, ons ken dit alles. Maar nou het ek vanoggend die vraag, nee, of ons dit alles ken, is een ding, en of ons dit alles lewe, is 'n ander ding, en dis wat ons vanoggend moet ondersoek. Hoe lief het ons God? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand, en jou naaste soos jouself. En nou is die hele Bybel ons vol daarvan, dat daar is verskeie boeke geskryf, om sekere sake, veral in die Nuwe Testament, sekere sake aan te spreek. Paulus het 'n besige lewe gehad. Paulus het 'n brief geskryf na hierdie toe, want hulle het dit gedoen, en vir hierdie, want hulle het raad oor dit nodig gehad, en vir hierdie, jy ken die Bybel. En daarom is my vraag vanoggend vir u, as Paulus vir ons 'n brief sou skryf, waaroor sou dit gaan? Wat sou hy graag in hierdie gemeente wou aanspreek? If Paul could see the church today, en wie is die kerk? Ons. We'd be getting a letter. Hy sou vir ons geskryf het, hy sou gesê het, vir ons moet ek nou 'n ding skryf, en Paulus het nie doekies omgedraai as hy briewe geskryf het nie. En dan Paulus sekere sake aangespreek wat die mense oor raad gevra het, maar ook sekere sake aangespreek wat die mense moes doen wat hulle nie reg gedoen het nie. En daarom vanoggend, ek kom sê nie vir u is nie mense wat God lief het nie. Ek kom sê nie vir u is nie mense wat die liefde nie uitleef teenoor ander mense nie. Ek kom vra vir u as Paulus vir hierdie gemeente, gelukkig, ek kan dit nou sê, want ek weet nie wat hier aangaan nie. Ek kom van 'n ander gemeente, ek weet wat in my gemeente aangaan, ook nie altyd nie. Maar ek weet nie wat hier aangaan nie. U weet, as Paulus vir hierdie gemeente 'n brief moes skryf, wat sou hy sê? Weet julle nie lief genoeg nie? Waar is ons nie betrokke genoeg nie? Waar is ons nie wat God wil hê, wat ons moet wees nie? En dis die vraag. Dis die vraag. Jy ken Exodus 20, jy ken Deuteronomium 5, jy mag nie steel nie, jy mag nie skei nie, jy mag nie, al die goed. Maar wat is hier aan die gang? Sodat ons, en ek sê dit vir 'n kerkraad, ek sê dit vir die leierskap, ek sê dit vir die dominee, en ek sê dit vir die vreemde dominee. Ons moet in ons lewens kyk. Wat is Paulus besig om vir ons in dit wat ons het, mee aan te spreek oor daar waar ons nie is wat God wil hê wat ons moet wees nie. If Paul could see the church, what would the letter be? Waaroor sou hy ons aanspreek? So ek wil hê, u moet u hoofde buig, het voel nou vir my, u kyk vir my. Buig die hoofde, en dan gaan ek vir u voor, Here, baie dankie, dat al is daar nou wat op ons gedagtes, oor wat nie is wat u wil hê wat ons moet wees nie. Dankie dat u vir ons sê, as ons sondes bely, u is getrou en regverdig, u vergewe. Maar dan moet ons kom, want in 1 Kronieke 29 vers 17 staan, u ondersoek die hart en u soek opregtheid. Ons wil in opregtheid nou kom en sê, Here, ons is nie armsalige sondaar mense nie. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus, ons lewe oorwinningslewe, maar partykeer is daar goed wat ons nog misvat en waar ons misstrap. Ons is nie u kinders nie. Ons is net partykeer u stout kinders. Ons kom en ons kom vra vergifnis daaroor. Skryf maar vir ons briewe. Spreek ons maar aan deur u Gees, sodat ons kan lewe volgens u wil. Amen. En vriende, kom ons staan nou. En omdat ons vergifnis het, en omdat ons oorwinning het, kan ons staan en 'n geloofsbelijdenis sing. En die geloofsbelijdenis is vreugde, vreugde, juig van vreugde, want ons Heiland het verrys. Julle het vir my gesê, julle ken hierdie lied. So kom ons staan, dis vonk 5, en ons sing die 2 verse van hierdie lied as ons geloofsbelijdenis, en ons let op die woorde.
Vriende, voordat ek vir u vra om die Bybels by Exodus 33 oop te maak, gaan ek net vir u vra, weet u wat u nou gesing het? Kom ons kyk gou wat ons gesing het. As gestuurde van die Vader. Nie net Dominee Gerard, Dominee Laurie, die dominees nie. Elke een van ons is 'n gestuurde, stuur hy ons nou. En kan ek maar vir u geruststel, hy stuur u nie wêreldwyd China toe nie. Nie noodwendig nou nie. Maar hy stuur u net by daai deure uit, net nou as ons klaar is, om te gaan, die bevryding wat ons het, dit wat ons het in Christus Jesus te gaan lewe. En dis die uitdaging. Mag dit vir u onder leiding van God se Gees moontlik wees, ook vir hierdie week wat voorlê. Ek gaan u vra om die Bybels oop te maak by Exodus hoofstuk 33. Ons skriflesing, as u die Bybel so oopmaak, of u volg dit op die bord, ek gaan 'n paar gedeeltes op die bord ook sit, Exodus hoofstuk 33. Here, baie dankie dat ons kan sing, dat ons kan bid, dat ons kan stil word, dat ons kan afkondigings doen, wat ons nou reeds gedoen het. En afkondiging is nie sommer net 'n paar goedjies om die diens nou net 'n bietjie langer te maak en die tyd om te kry nie. Dis om te sê waarmee die geloofsgemeenskap, die kerk van die Here Jesus hier besig is. Wil jy dit alles seën? Dit raak 'n bietjie stiller, want dit raak vakansietyd. Kategese het dalk al afgesluit. Goede raak rustiger. Dis eksamens by die skole. Een van die dae is dit vakansie. Here, maar die kerk maak nie toe nie. Want ons is die kerk. En al is ons minder hier en al is daar minder aktiwiteite dalk, dan moet die kerk, wie ons is, uitgaan om te gaan lewe. Help vir ons en rus ons dan nou ook toe deur u woord en die Gees hoe om te gaan lewe en wat om te gaan doen. Amen. Vriende, ek het 'n tyd gelede, hou die Bybel so oop daar by Exodus 33, ek het 'n tyd gelede met my kar gery na 'n ander dorp toe, op pad na 'n redelik moeilike kerklike saak, wat ek moes gaan help, wat ons moes gaan aanspreek, wat ek moes gaan probeer, hoor my woorde, probeer beredder. En terwyl ek ry in die kar, was die radio aan, en toe is dit op 'n kol op hierdie rit, wat nou nogal 'n ver rit was, langerige tyd in die kar, is die oordenking aan die gang, en die ou wat die oordenking lei, vra die volgende vraag. Wat is die storie van jou lewe? Toe ek en Elmarie nou hier inry by die kerk, toe sien ek is daar op die bord ook, so u dink nou al van ek dit gestuur het vir Gerard, of hoe ook al, en as u dit nog nie gekyk het nie, dan vra ek nou vir u. Wat is die storie van jou lewe, is wat hierdie ou vir my gevra het, en ek dink ons moet dit vandag ook hier vra. Wat is die storie van jou lewe, en asof dit nie genoeg is nie, vra hy, op watter roete is jy met jou lewe? Wat 'n pad? Wat is die storie van jou lewe, en op watter roete? Wat 'n lewensroete? Wat 'n vraag? Wat 'n vraag, en nou kan ek sommer vir u persoonlik raak, om te sê, op daai stadium was dit nogal 'n tamelike besige tyd, jy weet, ons dominees werk nou net Sondag, daai tyd was dit anders. Ek het 'n redelike besige tyd gehad. Ek was op pad na die saak wat ek nou vir u gesê het, en op daai stadium was in ons eie gemeente in Bodewyl, was daar 2 redelike siek, ernstige siek mense, en ek sit met dit in my kop inspeel. En ons het 2 kollegas in daai tyd, wat ek hierdie oordenking nou gehoor het ons 2 kollegas verloor, nie hier nie, maar ouens wat ook in die 60's is, waar ons nou trek. 2 kollegas wat nie net kollegas was nie, maar vriende. En ons was nog besig met 'n familiekrisis ook. Nou nie familie wat ek nou wil sê, ek wil my polse afkou nie, maar goed waarmee ou mos nou kan klaar, sonder klaarkom. Dit was op my gedagtes. En nou vra hierdie ou vir my, in dit alles, in hierdie saak waarin ek op pad is, in hierdie mense wat dit is, in hierdie vriende wat ons verloor het, in hierdie... Wat is die storie van jou lewe? En nou vra hy vir my, op watter roete is jy met jou lewe? Hy vra dit wel oor die lig, oor die radio, oor 'n oordenking wat klomp mense hoor, maar op daai stadium toe vra hy net vir my. Wat is die storie van jou lewe? En verder gaan hy toe.
En hy vra, op watter roete is jy met jou lewe? En as jy op daai roete en in daai storie van jou lewe vir God een ding kon vra, wat sou dit wees? En dan is dit dat hierdie ou nou my mee konfronteer terwyl ek op pad is kopvol. Wat is die storie van jou lewe? Op watter roete is jy met jou lewe? En as jy op hierdie roete en in hierdie storie van jou lewe vir God een ding kon vra, om hierdie roete 'n bietjie beter te maak, om hierdie storie van jou lewe bietjie aan te spreek, wat sou dit wees? As jy een ding kon vra, wat sou dit wees? Ek onthou goed dat ek het gedink oor hierdie siek mense in my gemeente. Ek het gedink oor hierdie 2 kollegas, ek het gedink oor die familieprobleem. En op hierdie vraag het ek toe gesê vir die Here, Here, kan my lewe nie net so bietjie makliker wees? Wie van u was al daar? En net vir die Here wil vra, Here, kan my lewe nie net so bietjie, as ek een ding vir God wil vra, net so bietjie makliker. Ek onthou goed dat die saak waarin ek op pad is, het ek vir die Here gesê, Here, op hierdie vraag, kan nie maar net so bietjie minder moeilike mense op my pad wees nie. Voel jy baie keer so? Net so 'n bietjie minder van uit knopkoppe op my pad wees nie. Maar ek onthou ook goed dat toe ek aan hierdie goed gedink het, en ek probeer om altyd die positiewe uit te haal, want ek bedoel negativiteit, ons kan mekaar nou hier negatief oor die land se geskiedenis, oor die ekonomie, oor Trump, oor Zuma, oor you name it, ons kan mekaar, ek sê julle laat bewe nou van negativiteit as ek nou verder gaan. Maar daarom probeer ek altyd om te sê, kom ons kyk positief. As jy een ding van God kon vra, en toe dink ek eers, en dit was op 'n stadium, daai stadium wat ons dogter in die hospitaal was met ons 3de kleinkind, toe sê ek, as ek een ding van God kan vra, help my net om op my knieë te gaan en dankie te sê vir daai wonderwerkie wat in die hospitaal lê. En ek onthou goed dat op daai stadium het hulle 'n rentekoers aanpassing gemaak, en ek en my vrou het so aftreeplekkie gebou in ons hospitaal nogal, en daai rentekoers aanpassing van 25 punte het ek net gesê, dankie tog, dis bietjie 'n paar rand minder vir die paaiement elke maand. Identifiseer jy? Daar is goeie goed, daar is positiewe goed. Maar terwyl ek so oor hierdie goed dink, vra hierdie ou oor die radio weer, as daar een ding is wat jy vir God kon vra, wat sou dit wees? En toe sê hy verder, daar's 'n studie in Amerika gedoen oor hierdie vraag. As jy een ding nou vir God kon vra, is daar 'n studie gemaak, en 70 tot 80% mense het gesê, hulle sou vir God kon vra, why? Hoekom? Hoekom gebeur dit wat met my gebeur? Nee, die vraag. As jy vir God iets sou vra, Here, verduidelik vir my. Hoekom gebeur hierdie? Hoekom gebeur daai? Met my finansies, met die politiek, met die kerk, met al hierdie goed, met my gesin, met my vriendekring. Daai ou wat ek gedink het ek 'n pad mee stap, hoekom is hy nou so met my? Daai een in my familie wat ek gedink het, nice oukie daai. Hoekom is hy nou so? 76 en 80% van die mense in Amerika het gesê, Here, hoekom? Laat ek net 'n bietjie verstaan. En toe gaan hierdie ou in die oordenking, onthou ek is nog steeds daar, en ek is op pad, gaan hierdie ou in die oordenking verder, en hy sê, ek wil vir julle vertel van 2 figure in die Ou Testament. En dis nou waar ons gedeelte inkom. By hierdie, wat is die storie van jou lewe, op watter roete is jy, wat sal jy van God vra, in Exodus 33, ek gaan nie alles lees nie, jy kan dit gaan lees, die goed word uitgestuur ook, so julle gaan die gedeeltes kry om weer te lees. Exodus, hier 30, 31, 32 se hoofstukke is waar Moses moet God aan die worstel is. Want Moses trek met die volk deur die woestyn, jy kan dit gaan lees. En in hoofstuk 31, murmureer hulle, dit is die woord wat in die ou vertaling gebruik word. In die lig van ons boodskap, in hoofstuk 31 vra hulle aan mekaar vir Moses, why? Hoekom? Hoekom is daar nie kos nie? Hoekom is daar net voeltjies? Hoekom is daar net broodjies, manna, kwartels? Hoekom is daar nie in hierdie rots water nie? Hoekom het jy ons uit Egipte uit laat gaan? En hoekom is hier net sand? En hoekom is hier net... Ek en my vrou het al die voorreg gehad om deur daai woestyn te ry. Daar is sweetblou niks, dit groei so hoog. En ek dink, hulle het net gevra, hoekom Moses, hoekom jy ons weggevat? En toe gaan bou hulle 'n goue kalf, jy ken daai geskiedenis, né? En wie vra toe hoekom? Toe Moses van die berg af kom, toe vra hy,
Hoekom, Here? Want hy het nie net moeilikheid met homself en met die volk nie, hy het 'n hele moeilikheid met hierdie taak wat hom opgelê is. En mense sou dink hy vra, why? Hoekom ek? Nie my daar in Egipte gekies. Hoekom, Here? Maar dis nie wat hy vra nie. Hy vra in vers 18 van hoofstuk 33, Here, laat ek tog u magtige verskyning sien. Hy vra in een van die ander vertalings sê, Here, kan ek u teenwoordigheid sien? Here, kan ek u sien? Moses vra nie, Here, kan u nie asseblief al hierdie goed wegvat? Kan u nie asseblief my lewe makliker maak nie? Here, kan u nie asseblief hierdie volk aan hulle kele gryp, want kyk hoe bou hulle 'n goue kalf? Sien wat hy vra nie. Hy sê, Here, in dit alles wat ek moet beleef, wat ek moet deurgaan, wys my wie u is. Kan ek u heerlikheid sien? Kan ek tog asseblief net u magtige teenwoordigheid sien? Ek weet in Vrystaat gebruik ons nie baie Engels nie, maar hoor hoe mooi is dit in die Engels. Please God, let me see your glory. Nie, Here, laat ek nou raak sien of hierdie rots gaan water hê en of hier genoeg manna gaan wees en of hier genoeg kwartels gaan wees en daai moeilike oom wat in tent C ry 4 sit. Here, kan ek u glorie sien? Kan ek u heerlikheid sien? Onthou die tema. Wat is die storie van jou lewe? Wat 'n pad is jy met jou lewe? En op hierdie pad, wat is die vraag wat jy vir God sou vra? Ek is nie 'n siener nie. En ek is nie 'n doemprofeet nie, maar hy gaan nie alles wegvat wat ons sê hy moet wegvat nie. Hy gaan nie alles verander soos wat ons dit wil hê nie. En daarom lyk dit vir my, is dit 'n goeie vraag wat ons kan leer by Moses as hy sê, Here, in hierdie goed wat nie verander nie en wat nie oornag nou anders is nie, openbaar u self aan my. Kan ek u sien? Kan ek u teenwoordigheid sien? Kan I see your glory? En toe gaan hierdie ou op die radio verder. En hy vat my na Habakuk. En hy sê, Habakuk, en jy kan in Habakuk ook nou gaan lees, ek gaan 'n vers of 2 op die bord opgooi, maar jy kan in Habakuk 1, 2 en 3 gaan lees, want Habakuk se storie, en Habakuk se pad, wat hy met die Here gestap het. Ek wil gaan lees maar hoofstuk 1 en 2. Waar is u, Here? Vra Habakuk. Hoekom hoor ek u nie, Here? Het jy al so gevoel? Ons sê ons hy twak van ek bid in die plafon vas, dan weet ons nie God's onder die plafon ook nie. Het jy nie al so gevoel nie? Waar is die Here? Ek voel of ek hier teen die plafon vas ben. Kyk al die onreg, Here. Kyk al die verdrukking, Here. Habakuk. Here, hoe lank nog? Here, waar is u? Kom ons wees gou eerlik. Ek lyk om eerlik te wees. Wie van julle het nog gevra, maar waar is die Here nou? Hoekom gee hy nie vir my wat ek nou vra nie? Hoekom het hy hierdie een weggevat? Hoekom het ek hierdie werk verloor? Hoekom is my familie dit doen? Waar is hy? Waar is u, Here? Kan nie so aangaan nie, u moet help. Habakuk 1 vers 13 kan jy gaan lees, Here, hoekom doen u niks? So asof die Here niks doen. Hy sê eintlik daar, Here, hoekom doen u nie soos wat ek sê nie? Jy weet mos, daai tyd, so 'n klompie jare terug, toe deelnemende bestuur ingekom het. Deelnemende bestuur, Jan en die polisie het ons daai goed nou. Het hulle ons altyd gesê, nou, maar nou moet die leiers moet mekaar nie, ek het nou Jan het saam op die bestuurde daar gesit, daar moet ons nou, en deelnemende bestuur, en toe kry ons 'n bevelvoerder, no names, no pactor, toe kry ons 'n bevelvoerder wat sê, kom ek sê vir julle, hoe werk deelnemende bestuur? Kom ons sê vir mekaar, ek sê. En dis wat ons baie keer moet God doen. God, kom ons sê nou vir mekaar, ek sê, u moet dit nou doen. Wie van julle onthou vir Freddie Mercury van Queen? I want it all and I want it now. En dan sê God, bedaar, bedaar, bedaar. En dan sê Habakuk, in hierdie wat is die storie van jou lewe Habakuk, op watter roete is jy Habakuk? Soos die waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word. Dan lees verder daar, vers 20 van hoofstuk 2. Die Here is in sy heilige tempel, almal moet in sy teenwoordigheid stil wees.
Eintlik vra Habakuk, Here, maak my stil in hierdie geharwar van die lewe. Soos Moses, Here, maak my stil dat ek U kan sien, dat ek U teenwoordigheid kan ervaar en dat ek U heerlikheid kan sien. So U hoor, ek is nie vanoggend hier om vir U 'n vreemde dominee te wees om te sê, Gerard weet nou nie mooi hoe die goed werk nie. Ek sê vir julle, daai probleme sal als opgelos word. Surprise, surprise, ek en Gerard gebruik dieselfde Bybel. En daai Bybel sê, alles gaan nie net altyd reg wees nie. Maar hy selfe Bybel sê, Here, ek wil die teenwoordigheid sien, ek wil die heerlikheid sien, Here, ek wil in 'n verhouding met U wees. Here, maak my stil, dat ek kan hoor wat U vir my wil sê. As ons weer sê, wat is die storie van jou lewe? Hierdie twee manne, as hulle een ding kon vra, Habakuk, Moses, dan vra hulle nie, Here, los al my probleme op, dit moet U vanoggend hoor. En hulle vra nie, soos wat ek gevra het in daai karriere, vat weg al hierdie knopkoppe, al hierdie moeilike mense nie, hulle vra dit nie. Hulle het gedink, maar dis nie wat hulle vra nie. Hulle vra nie, Here, moet die lewe so moeilik wees nie, maar op die ou einde vra hulle, Here, moet nie my roete makliker maak nie. Moet my lewensroete moet minder draaie en minder hindernisse maak nie, maar as twee manne wat sê, Here, moet my nie los nie, asseblief tog. Here, laat ons U teenwoordigheid sien. Laat ons U heerlikheid in alles sien. En om dit te kan sien, my liewe vriende, vra geloofsoë. Ek so bang het nou gemis wat ek nou sê. Dit vra geloofsoë om God se teenwoordigheid te sien, want ons gaan nie vir God sien nie. Ons gaan hom nie in die vorm van 'n figuur of van iemand sien nie, maar ons gaan daai vrede hê. God se teenwoordigheid is by my ten spyte van en te midde van. U hoor, ek praat nie met u oor die kerk se moeilikheid en die land se moeilikheid en ons verwys daarna. Maar ek kan nou vir u, ek het net gesê, ek kan u laat bewe as ek begin met negatiewe dinge pinpoint. There's no use. But there's use om vir u vanoggend as geloofsgemeenskap te kom herinner. Vra die Here om net in dit alles by u te wees. Die Engelse vertaling is so mooi by hierdie ding, as ek een ding kon vra, dat jy sal weet, God is not nowhere. He's here. God is everywhere, sê my Engelse vertaling. En hoe is hy everywhere? Kan ek maar sê, in al sy glorie. Ons moet hom net sien, net u gesien. Yes, vanoggend toe ek opstaan aan, wil ek weet nie of dit so koud hier ook was, sê ek vir jou, 'n bietjie koud hier buite. Bietjie dik aantrek vir hierdie trippie. Maar wat sê ons dan? Hier's 'n God van seisoene. Dit gaan weer warm raak. Die lente gaan weer kom, September, en die somer gaan weer kom. Maar nou is ons in 'n, wie doen seisoene? Wie doen hierdie seisoene ding? Laat ek u heerlikheid sien en dan sê u maar waar? In die koud kry van die oggend van die winter. Dis God. Waar sien ons vir Jesus? In die oorwinning wat jy lewe. In die by al die goed wat negatief is, weet nie wie van die kleinkinders het, maar daai goed maak ou mal. In dit sien ou die heerlikheid van die Here en die oorwinning. En die gees wat ons in die waarheid wil lei. En toe leer Moses en toe leer Habakuk vir God beter ken. In hulle omstandighede, in hulle lewens, goed of sleg, maklik of moeilik. En toe besef hulle, almal op aarde moet stil wees in die magtige teenwoordigheid van God. Kan ek u daarmee wegstuur? Ek kan u nie wegstuur met alles sal nou net omdat u nou 'n boodskap gehoor het op 'n Sondag hierdie week reg wees nie. Ek kan nie vir u so lieg nie. Ek kan nie vir u sê alles sal hierdie week wees soos wat u dit wil hê nie. Maar as ons sing, wees stil en weet. Jy weet mos hoe gaan daai liedjie. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou
getrou bewaar. Ek dink jy kan mooi sing nie, maar jy moet weet wat jy sing. Nêrens vra die Here, jy moet Mimi Koortse of Pavarotti wees nie. Maar oral vra hy, jy moet 1 Kronieke 29 vers 17 ken. Die Here kyk na die hart en hy soek opregtheid. Wees stil en weet. En ek wil afsluit met Psalm 19. Psalm 19 kan jy gaan lees, kom ek lees dit sommer vir jy. Die hemel getuig van die magtige werke van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee berig deur na die ander. Die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Wat moet my en jou dag vir dag, vir nag se ingesteldheid wees? Die hemel getuig van die mag van God. Ken jy die mag van God? Raak stil voor hom. Weet jy wat is sy handewerk? Maak oop jou oë. Die een nag is ons net bang in die nag en en ek sê nie, jy moenie, asseblief, sluit die deure, sit aan die kameras, maak toe die duivelsvolk. Ek sê nie ons moet daai goed als afbreek nie. Maar hemel, as daai goed als toe is, kan ek jou vra, gaan slaap asseblief rustig. Want die een nag gee bevel aan die volgende en aan die volgende, dat God in beheer is. Ek sê nie, al gaan niks gebeur nie. Ek sê altyd vir my senior bediening mense, en ek sê dit deesdae vir almal, sluit die jolly deur, sluit die veiligheidshek. Dis nie, ek gaan op die Here vertrou, so ek hoef niks van hy goed te hê nie. Jy het die goed, sluit dit. Maar kan ek vir u dan maar vra, wees dan rustig. In jou Here. En die een dag deel die kennis van God aan die volgende mee. En die een nag dra die kennis van God aan die volgende een oor. Is jy en ek besig om dag en nag met ons kennis van God. Anders was hierdie diens fake. Ek kan dit vir u sê. Anders was dit fake om te begin die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Hoekom sê ek fake? Dis fake as jy dit nie glo nie. Dis fake as jy dit nie vat nie. En daarmee sê Lorrietjie nie vanoggend vir u, daar gaan nie iets gebeur nie. Daarmee sê ek vir u, gee dit alles in die hande van die Here. Wees stil. En weet, nie hoop of raai nie, weet, dat ek is die Here, sê jou Here. Ek wil die oomblik gee om die hoofde te buig, net 'n bietjie stil te raak, voor ek 'n gebed doen, vir die Here te sê, Here, hier's ek. Sê sommer vir hom wat nou op die hart is. Maar erken dat u partykeer bietjie weghol moet goed. En gee dit in sy hand. U sal nou vir my sê, ja, daai ouetjie, hy het dalk nou 'n paar probleme, maar hy weet nie waarvan hy praat, hy weet jy my lewe. Ek gee nie om hoe lyk die lewe nie. Ek gee om of jy vir God ken. Ek gee om of jy vir Jesus vertrou met 'n oorwinningslewe. En ek gee om of jy die Gees vertrou met die waarheid te lei. Here, as ons in stilte nou is, dan het ons 'n ervaring dat u deur u Gees hier teenwoordig is. Maar Here, dat nie net 'n ervaring hier sal wees nie, maar dat ons met daai ervaring sal uitgaan, ook as die tale waai en as die tonge klap daar buite en as dit rof is by die werk en as dit wees stil en weet in die geharwar van die lewe, in die stories van ons lewe, op die roetes van ons lewe, is u daar. Ek kom nie vanoggend om hierdie mense vals hoop te gee, dat hulle sal sê, ag, hierdie ouetjie weet nie waarvan hy praat nie. Hierdie ouetjie ken vir u. En ek gee die woord van God deur, onder leiding van u o Gees, dat ons sal stil wees, en die teenwoordigheid sal soek in alles, al is dit nie maklik.